Geliefdes, dis Vrydagoggend die 6de Maart. Ek groet vir jou, liewe jong mense, oupas, oumas, mamas, papas, almal wat inluister in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is steeds weer besig hierdie week om te kyk na innerlike genesing deur konfrontasie. Ons het gister gekyk waarmee behoort ons te konfronteer en ons gaan vandag afsluit met hierdie selfde waarmee behoort ons te konfronteer. En vanoggend sê ons vir mekaar ons behoort te konfronteer met ware liefde. Nou, dis 'n moeilike een want op 'n manier glo ons, dink ons, verstaan ons dat as ons sê ons konfronteer met ware liefde, dan is dit eintlik baie buigsaam. Terwyl ons vir mekaar moet sê, liefde kan ook hard wees. Liefde kan ook onbuigbaar wees. Dit is sodat ware liefde streng kan wees en weier om toegewings te maak, juis omdat dit in belang is van die geliefde. Nou wanneer weet 'n mens wanneer om toegewings te maak en nie toegewings te maak nie, wanneer om strenger te wees en te weier om toegewings te maak? Dit weet 'n mens instinktief wanneer die Heilige Gees dit vir jou wys. Mens ervaar dit dan dat die Here jou deur sy Gees lei om daardie persoon dan ook te konfronteer met die behoeftes en die gevoelens van die mense om haar en om hom. Hy moet verstaan, sy moet verstaan dat die mense om hulle ook gevoelens het en dat hy of sy hulle gevoelens in ag moet neem en dat hulle selfsugtige eie ek daai mense seermaak. En mens gaan ook nie toelaat dat hierdie persoon die ander mense bly vertrap en die ander mense bly seermaak nie. Daarom moet 'n ou partykeer in ware liefde sê, ek gaan met jou streng wees en ek gaan weier om toegewings te maak en ek gaan nie luister na jou verskonings nie. Jy moet hoor wat die Here deur sy Gees vanoggend vir jou sê. Daarom is dit belangrik dat wanneer ons konfronteer, dit altyd eers moet plaasvind in gebed. Gaan bid daaroor. Mag die Here vir jou daai woorde gee, sodat ek en jy sal weet wanneer om buigsaam te wees, wanneer om toegewings toe te laat, wanneer om te streng te wees en dalk te weier en te sê tot hier toe en nie verder nie. En dit kan alleenlik gebeur as jy konfronteer in afhanklikheid van die Heilige Gees. En dan is dit natuurlik ook belangrik om te verstaan dat vir die persoon om te verander, moet daar verskillende opsies op die tafel wees. Hierdie persoon moet self kan kies hoe om hierdie probleem van hom, van haar, te konfronteer en oplossings daarvoor te soek en dit te probeer uitoefen. En daarom behoort ons te help met verskillende opsies. Daar's nie net een opsie op die tafel nie. Hierdie persoon moet self kan besluit waar sy of hy gehelp wil word, gehelp kan word. En ons werk is dalk net om die verskillende moontlikhede uit te wys. Maar baie keer weet 'n mens dat hierdie persoon wat jy konfronteer, se seer so diep is dat jy nie by magte is om te help nie, om die seer te genees nie, want ons is self verwond. En daarom is ons werk baie keer net om iemand daarop te wys, iemand te konfronteer met hulle bepaalde gedrag, met hulle innerlike seer, wat tot uiting kom as 'n noodroep teerdat hulle ander seer maak. En dan is my en jou opsies die volgende, om dalk nie eers direk te konfronteer nie, maar deur net te sê, het jy al daaraan gedink om met iemand te gaan praat oor jou aggressie? Het jy moontlik al daaraan gedink om by iemand uit te kom wat jou kan help met hierdie bepaalde gedrag wat die mense om jou so seer maak? Maar mag die Here jou daarna bywees en help en weet dat dit dikwels met teestand tegemoet gekom gaan word en ontmoet sal word. Maar bid daarvoor en mag die Here jou dan lei. Geliefdes, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, die kerk as sulks is vol seer. En daar's soveel mense wat nooit weer wil kerk toe gaan nie, want hulle sê hulle het juis die seerste gekry in die kerk.
Here, maar dikwels verstaan mense ook nie dat ware opregte, liefdevolle konfrontasie in die kerk eintlik genesing wil bewerk nie. Here, en dan gebruik hulle dit as verskonings om nie meer kerk toe te kom nie. Maar dit kan ook so wees dat hulle regtig seer gekry het, omdat ons nie konfronteer in liefde nie, maar konfronteer asof ons geestelike reuse is en ons in hoogmoed Here afkyk en verklein en verneder en brutaal met ons woorde omgaan. Here, help dus die kerk in die breë sin, en wie is die kerk? Ons, elke lidmaat, om met opregte, egte, ware, vriendelike liefde deur die werking van die Heilige Gees, ook hulle wat die kerk verlaat het, op 'n mooi manier te gaan konfronteer en te sê, kom terug. Die Here wil jou weer deel van sy liggaam maak en hê. Here, seën ons met daai insig en wysheid en moed van oortuiging om dit wel te gaan doen. Ons bid dit in Jesus se naam vir mekaar. Amen.